Jy vra dalk vir my, hoekom moet 'n mens swaar kry? Hoekom moet ons nou groei uit hierdie swaar kry? Wel, niemand kan vir jou sê hoekom daar swaar kry moet wees nie. Maar ek kan vir jou sê, ons moet groei. In die eerste plek, omdat ons nie eintlik 'n keuse het nie. Groei is 'n proses wat met almal gebeur. Dit is amper soos ons natuurlike groeiproses. Die apostels en veral Paulus en die Hebreërskrywer vergelyk hulle gemeentes met mense wat vroeër soos kinders was en met melk gevoed moes word. Maar mettertyd het hulle geestelik gegroei en nou kan hulle met vaste kos gevoed word. Paulus skryf vir ons dat hierdie groeiproses eintlik 'n misterieuse proses is wat deur God self bewerkstellig word. Hy noem dit eintlik net so terloops daar in 1 Korintiërs 3 van vers 7 af, want daar gaan dit eintlik oor watter apostel was nou eintlik die gewildste. Dan sê hy, dit gaan nie oor die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet, en God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is maar net medewerkers in diens van God. Maar hoor jy dat hy sê, dit is God wat laat groei. Maar tweedens, behalwe dat dit swaalf 'n natuurlike proses is, skryf Paulus dat ons as wedergebore kinders van God onsself bewustelik moet oorgee aan hierdie proses en aktief daaraan moet deelneem. Hy skryf in 1 Korintiërs 14 vers 20, julle moenie in julle denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse. En nou begin jy hoor dat dit by die denkproses begin. Nou ek het vroeër van die Hebreërskrywer gepraat. In hoofstuk 5 vers 12 tot 14 lees ons dat hy skryf, 'n mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. En dan praat hy van mense wat gegroei het en wat nou al 'n bietjie meer geestelik volwasse is, as hy sê in vers 14, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Kinders van die Here moet deur ervaring ook oefen om te kan onderskei wat die wil van God is. Want dit skryf Paulus mos in daardie bekende Romeine 12 vers 2, as hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kan jy daar ook hoor hoe dat dit 'n samewerking is, as ek dit so mag noem? Nou ek wil afsluit met ons goeie vriend Job, een van die mense in die Bybel wat die ergste swaar kry gehad het. Maar in die laaste hoofstuk, in hoofstuk 42, skryf hy in vers 3, ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. Hy sê, my denke, my begrip was nie wat dit moes wees nie. Miskien bedoel hy dit was nog onvolwasse. Dan sê hy, maar nou het my oog u gesien. En dan staan daar letterlik, en daarom herroep ek. En nou het ek berou, en ek is in stof en as. Daardie term herroep wys vir ons daarop dat Job sê, nou dink hy anders. So deel van hierdie groei wat uit swaar kry kom, begin definitief by ons denke. En wanneer 'n mens so deur 'n swaar kry tyd gaan, dan word jy half gedwing om ook anders te dink oor jou omstandighede, oor die lewe en ook oor God. En God trek my altyd nader aan hom wanneer ek swaar kry. Kom ons bid. Here, ons sal waarskynlik nooit sin maak van swaar kry nie, maar dankie dat ons so 'n klein bietjie sin kan maak van die groeiproses, van die groei wat uit swaar kry kom. Dankie dat U ons laat groei, maar dat U ons ook aan die hand vat en ons leer om anders te dink, om nie te dink. Help my ook om soos Job te kan sê, wanneer ek iets nuuts leer, dan herroep ek my ou gedagtes, want ek begryp nie altyd wat aangaan nie. Maar U verander my deur my denke te vernuwe. Baie dankie daarvoor. Amen.